Goeiemôre graad 4. Vandag is maandag 27 April en ons doen vandag die tweede deel van Afrikaans in die lockdown. So kry as jy vir my uit jou Afrikaanse boeke en maak vir my oop by aktiwiteit. Net na aktiwiteit 72 het ons geëindig met die weerkaart. Nou gaan ons 'n bietjie afkappingsteken en saamgestelde sinne leer. Gee julle gou 'n kans. Goed. Ek is nou 'n afkappingsteken. Lyk so. En ons gebruik dit by 3 goedjies. By meervoud en verkleinings, byvoorbeeld foto. As jy praat van foto se meervoud, dan word dit foto's. Dan kry jy 'n afkapping. Of by as 'n klank nie uitgespreek word nie, soos jy sê hy is en jy spreek hom op as huis. Dan kry jy 'n afkappingsteken. Of by vreemde name, Franse name, waarvan dit van vreemde herkoms af is, soos, ek kan my spelling, so. Dis 'n Franse naam vir 'n voorgereg, oké? Dan kry jy ook 'n afkappingsteken. Goed, kom ons gaan kyk nou na saamgestelde sinne. Saamgestelde sinne beteken, onthou 'n enkelvoudige sin is 'n sin met net een werkwoord. Soos papa lê op die bank. Dit is 'n met 'n pen, dit is 'n enkelvoudige sin, want hy het net een werkwoord, een gesegde. Hoe jy dit 'n saamgestelde sin maak, is as jy nog 'n sin bysit met nog 'n werkwoord in. So nou sê jy, papa lê op die bank en lees boek. Daar's my tweede gesegde. Dit maak dit dan 'n saamgestelde sin. Goed. En ook 'n saamgestelde sin het gewoonlik die gebruik van meervoud. Ag, 'n voegwoord. Hy voeg sin 1 en sin 2 bymekaar. 'n voegwoord. Goed, kom ons lees gou daai afkappingsteken. Kyk, die gebruik van afkappingsteken is besonder verduidelik by meervoud en verkleining soos foto's. Die afkappingsteken word ook gebruik waar een of meer klanke in 'n woord nie uitgespreek word nie. Geen vir geen en huis vir hy is. En dan die afkappingsteken word ook gebruik by woorde van vreemde herkoms. Saamgestelde sinne. Onthou jy nog 'n enkelvoudige sin? 'n sin wat bestaan uit een werkwoord gesegde, byvoorbeeld Sandra was die skoolgoed. 'n saamgestelde sin is 'n sin wat uit meer as een werkwoord gesegde bestaan. Byvoorbeeld Sandra was die skoolgoed en droog af. Sy het 'n hoofsin en 'n bysin en die hoofsin bevat die kerngedeelte van 'n sin. En onthou, 'n saamgestelde sin word gewoonlik gekenmerk deur die gebruik van 'n voegwoord. Goed. Blaai vir om. Aktiwiteit 73 kan jy dan vir my doen. Maak saamgestelde sinne deur bysinne by die hoofsin te voeg. Nou ek sien nou by 73.1 is daai woordjie bietjie afgekap by die ouetjie se boek. Skryf vir my 'n potlood neer, daar moet staan dit het. Dit het vanoggend begin reën. So, daai is nou 'n enkelvoudige sin. Jy moet nou vir nog 'n sinnetjie gaan bysit om dit 'n saamgestelde sin te maak. Ek sal julle byvoorbeeld dit het vanoggend begin reën. Nou kan ons nie buite speel nie. Goed. Nommer 2, die son skyn elke dag. So daar is nou 'n enkelvoudige sin, een werkwoord skyn. Jy moet nou vir nog 'n sin gaan bysit
met nog 'n werkwoord in, om dit 'n saamgestelde sin te maak. Kyk, dankie oudjies. Aktiwiteit 74, ontleed 'n grafiek. Kyk na die volgende grafiek. Dit stel die minimum temperatuur van 1 jaar voor. So 1 jaar is van Januarie tot Desember. En dan is dit die minimum temperatuur, soos die koudste wat dit kan gaan. Beantwoord die vraag wat volg. So kom ons kyk na die voorbeeld. Gemiddelde minimum temperatuur, die jaar was 1997, dan van Januarie tot by Desember. By plaas A, dan gee hulle sekere minimum temperature en plaas B nog minimum temperature. So, daar kan jy sien hulle gee vir jou grafiek. So wat hulle dan gedoen het, is byvoorbeeld Januarie het hulle minus 2.3. So by plaas A, minimum 2.3 kom dan daar. En so het hulle om gaan trek. En dit baie maklik. Goed. Kom ons gaan kyk na die vraagjes. Die grafiek stel die minimum temperatuur gedurende 1 jaar voor. Wat is die jaar? Wat is die jaar wat ek vir jou genoem het? Dit staan nou heel bo in die tabel. Wat was die gemiddelde temperatuur volgens plaas A in Oktober? So nou gaan kyk jy na Oktober en die heel bo is die enetjie by Oktober van plaas A. Wat was die gemiddelde temperatuur volgens plaas B gedurende Oktober? En dis dan die onderste enetjie by Oktober. Wat word op die vertikale as van die wat word op die vertikale as van die temperatuur gemeet? Die vertikale as is hierdie ene. Wat is nou lampie wat daar staan? Dit is wat daar gemeet word. Wat word op die horisontale as van die grafiek gemeet? Dit is wat se woordjie staan vir daar, dis jou horisontale as. En dan wat was die hoogste minimum temperatuur en in watter maand was dit? So nou gaan kyk jy by al jou maande, wat se getalletjie is ons die hoogste? En sê vir my by wat se maand dit was. En dis aktiwiteit 74. Goed, ekkies, kom ons kyk gaan na homofone en homonieme. Nou homofone Een foon, sê vir jou, dis 'n foon by jou oor. Dit klink dieselfde, maar dit word anders gespel. Byvoorbeeld reis en reis. Kan jy hoor as ek praat van reis en reis? Dit klink dieselfde, maar word heeltemal anders gespel. Hierdie is 'n reis as jy gaan toer of jy gaan travel, en hierdie is reis wat ons kan eet. Dit noem ons 'n homofoon. 'n homoniem is wat jy sien, daar altyd die I, is wat jy sien. Dit lyk dieselfde, word dieselfde gespel, maar die betekenis verskil. Byvoorbeeld leer en leer. Hierdie leer, sien dit lyk dieselfde, selfde gespel, maar dit 'n ander betekenisse. Hierdie leer is 'n leer waarop ek klim, en hierdie leer is ek leer vir 'n toets. So homofone klink dieselfde, maar word anders gespel. Homonieme klink dieselfde, lyk dieselfde, maar dit 'n ander betekenis. En dis die verskil tussen homofone en homonieme. Goed, is van na aktiwiteit 75 toe. Homofone, kies my die regte woord tussen hakies en dan skryf jy dit net maar op 'n lyntjie. 75.1. Hy eet of eet glad te veel lekkers. Daar is 'n homofoon, want daar klink dieselfde, maar 'n ander spelling. En dit gaan wees die met 'n t. Die vis se graad of graad sit in my keel vas. Dit is graad met 'n t. Die ander graad is die graad 4 waarin jy nou is. Die haal of haal het iets verwettig. Daarin gaan die tweede enetjie wees. Want die eerste haal is ek gaan haal iets, maar die ander haal wat goeders vernietig is die haal wat val uit die wolke uit. Die seun leun of leun teen die muur. Dis die tweede leun. Die eerste leun
Nou homonieme is onthou, dit lyk dieselfde met verskillende betekenisse. Maak 2 sinne met elk van die volgende woorde om 2 verskillende betekenisse te wys. Deur en deur. Nou, hy klop aan die deur en ek loop deur die water. Hoek en hoek. As jy gaan visvang, dan sit jy aas op die hoek of ek parkeer my kar op die hoek. Lui en lui, 'n klokkie wat lui of ek is te lang om te werk. Weer en weer, ons gaan weer en weer die werk doen totdat jy dit verstaan of die weer daar buite is nogal koud. Dis homonieme. Nou vraagteken. 'n Vraagteken is julle alle ken julle daarop goed. Dit word in vraagsinne gebruik. Wie sing so mooi? Vraagteken. Kan ek skoene kry? Vraagteken. Gebruik die woorde in hakkies en skryf die volgende sinne oor sodat dit 'n vraag vra. 77.1. Die son skyn warm vandag. Hoe skyn die son vandag? Nee, daar was nie baie mense by die skoolfunksie nie. Was daar baie mense by die skoolfunksie? Ons gaan môre inkopies doen. Wanneer gaan ons inkopies doen? Voorsetsels, voegwoorde en telwoorde. 'n Voorsetsel is 'n woordsoortgroep wat die betrekking uitdruk op 'n naam of woordgroep tot ander woorde van 'n sin staan. Met beduidposisie aan. Met ander woorde, dit dan wat 'n voorwerp ten opsigte van 'n ander voorwerp bedoel. Die pen is op die tafel by my. Op en by. Dit is voorsetsels. Voegwoorde, dit het net julle verduidelik oor die vorige een, dit voeg 2 sinne aan mekaar soos en maar en omdat. En telwoorde sê hoeveel daar is en watter plek dit in 'n saak het en dit verwys na getalle. Dit is 'n telwoord. Nou kom ons kyk hierson. Gebruik die woordebank en vul die korrekte voorsetsels in. Vir, van, op, oor, na, aan, in, met, voor, teen. Dis almal voorsetsels oudjies. Die koppie staan op die penne. Die mense sit aan tafel. Vermenigvuldig 3 met 5. Kan jy 16 van 31 aftrek? Jy moet dit nou op die daad doen. Goed, dit is alles voorsetsels. Verkort die volgende sinne tot een groot sin. Gebruik die voegwoorde tussen hakkies. Die ou mense vertel stories, die ou mense moet eerder werk. Die ou mense vertel stories, maar die ou mense moet eerder werk. Punt. Jan stuur 'n boodskap, Jan is lid van 'n bende. Jan stuur 'n boodskap want hy is deel van, lid van 'n bende. Goed, onthou Jan, jy gaan nie sê Jan stuur 'n boodskap want Jan is lid van 'n bende nie. Jan word hy. Goed, onderstreep die telwoorde in die volgende sinne. Goed, dit is baie, dit is net as jy iets kan tel. Sy het 10 boeke gelees, so jy onderstreep my 10. Sy het eerste plek voorop in die kompetisie, eerste. Ek het baie geld gewen, baie. Goed, lekker maklik. Goed, skryf 'n weerberig. Voor jy skryf, luister oor die radio na 'n weerberig en kyk vanaand na die televisie se weerberigte. Mense wat na die weer luister of kyk, sal gewoonlik belang in die volgende. Die maksimum en minimum temperatuur, gaan dit reën of sonskyn wees, gaan die wind waai en in watter rigting, en of daar 'n koue front of 'n hittegolf is. Skryf 'n weerberig. 'n Weerberig word in sekere volgorde geskryf en gelees. Begin by die weer in Gauteng, vanaand se weer. Gaan kyk na die weer en skryf my die volgende neer. Die woorde wat jy moet gebruik is heel onder. Gaan dit sonskyn wees of donderweer, storm of bewolk, mistig of winderig, gaan daar koue front wees, donderstorms, reën, wat is die windspoed, wat is die maksimum en die minimum temperatuur. Ek het daar soms uitloop en dan beweeg, ek wil sommer jy moet net vir my Johannesburg doen, okay? So wat jy gaan doen, aktiwiteit 79, dan skryf vir my 'n weerberig, dan sê jy môre 28 April, gaan dit 'n lekker warm sonskyndag wees met 'n minimum temperatuur van
van soveel en 'n maksimum temperatuur van soveel. Die windspoed en die windrigting is so en so. En wat is die volgende ene? En gaan daar 'n koue front of 'n hittegolf wees. Indien nie, dan sê ek ook, dan gaan nie so wees nie. My graad 4kies, dit is dit vir vandag. Wat jy vir my moet doen, maandag 27 April. Dan sien ek julle môre vir Engels en hopelik volgende week as die skool weer kan begin. Ons hoop so.